Vriende, op hierdie aanbiddingsnoot, kom ons maak ons oë toe. O Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier saam te wees in U naam. Die naam bo alle name, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, ons is U gemeente, ons is U kerk, ons is U kinders, ons is U eiendom, ons is U verbondsvolk. Here, ons is U nuwe skepping, die kerk. En ons sê net vanoggend baie dankie vir die voorreg dat ons hier kan saamkom, Here. Dankie vir elke iemand wat saam met ons kom aanbid vanoggend, vir elkeen wat hier is. Here, en ons vra vanoggend vir U seën. As ons hier saam is, dat ons regtig vir U sal ontmoet, dat ons aan U sal dink, oor U sal leer, vir U sal sing, ons dankoffers vir U sal gee, en dat alles vanoggend net oor U sal gaan, in Jesus se naam. Amen. Vriende, baie welkom vir elkeen van julle vanoggend. Wonderlik om elkeen van julle te sien. Ek het 'n klomp gesigte gesien wat ek nie ken nie soos julle inkom, en baie welkom vir besoekers tussen ons. As daar nuwe intrekkers is, welkom vir julle. Ons is so dankbaar altyd oor elke iemand wat hier is en wat sommer net kom saam aanbid en saam die Here kom groot maak. Wat 'n voorreg is dit nie. En om te dink dat die Here se kerk het gemeentes reg oor die wêreld, in elke dorpie oral. Ons lees, Clifford het vanoggend ook geskryf, maar ons lees van hoe die kerk in China groei, ons lees hoe die kerk in Iran groei op die oomblik. En oral is daar gemeentietjies waar mense vanoggend saamkom. Party van hulle is groter soos ons gemeente en ons kan openlik die Here bely vanoggend. En baie plekke is daar mense wat sommer net skelmpies bymekaar kom, saggies, want hulle lewe is op die spel. Ander plekke is daar geen gebouetjie nie, en vanoggend in hierdie koue gaan sit mense onder 'n boom en aanbid die Here. Maar dis hoe die Here se kerk is, oral op die aarde, en ons is deel daarvan. Vriende, so 'n paar afkondigings net. Ons wil sommer net baie dankie sê oor die damestee, was laas Saterdag gewees, en dit was 'n pragtige oggend gewees vir Marie en die span, die gasvrouens wat elkeen 'n tafel gehad het. Dit was regtig 'n mooi oggend gewees. Almal wat deelgeneem het, helpers, vir Peer hulle wat hier gesing het, was regtig 'n ongelooflike oggend. Dankie vir almal se deelname daarin. Dit was so spesiaal gewees. En dan was in die afgelope week het ons Pinkster gevier, en julle sal onthou 'n week gelede het ons die poster gewys van die Pinksterdom. Die Anton het dit aangebied, en die tema was waag dit om te droom. Ons gaan vanoggend aansluit daarbey, en ook vanoggend 'n groot dankie vir Anton. Ek het hom al gesien vanoggend hierso, dalk is hy nou by die kinders, ek is seker nie. Maar net vir Anton 'n groot dankie. Ek sê vir hom Vrydag, ek en hy het 'n koffie gaan drink, en ek sê vir hom, as daar iets is wat elke dominee wat al Pinkster gehou het, sal weet wat sy harde werk is Pinkster. Dis regtig groot werk. So groot dankie vir hom. En ek het in die hartklop ook geskryf, hulle sin daar met al die musiek, die musiekgroep wat betrokke was, Sandra, Rita, almal wat gehelp het om in die aand en in die oggend musiek te maak, die tegniese span, die soptannies, elke een. Ons wil vir julle uit ons hart uit sê dankie. Dit was 'n baie spesiale tyd gewees. En dan laas Sondag het ons kinderdiens gehou. Terwyl julle in die kerk was ek saam met die kinders daar in die kapel gewees, en dit was vir my verskriklik lekker gewees. Ek het laas in Potch regtig kinderdienste gehou. Ons het daar 'n kinderhuis ook in die gemeente gehad met so 280 kinders, en dan ons eie gemeentekinders, en dit was so lekker om te spring en te sing en regtig op kindermanier die Here groot te maak, en ons is sommer opgewonde oor die toekoms ook daarvan. Ek wens julle kon laasweek beleef het. Ons het ongelukkig nie fotootjies van die sang nie, maar ek wens julle kon beleef het hoe hierdie kinders gesing het laasweek toe ons daar saam is, waar al die groot mense nie sit en kyk vir hulle as hulle voor staan nie. Dit was baie spesiaal geweest. En vriende, dan is ons nou in die koninkrykstyd. Daar is so 'n grafiek, julle sal hom nou sien. Die koninkrykstyd is ons het begin daar by die donkerblou bo in die advent, en ons het so omgegaan, en ons is nou in die Pinkstertyd gewees, en nou laat na vandag gaan ons in hierdie kant in die groen gedeelte in, wat bekend staan as die koninkrykstyd. Dis die tyd wat ons nadink oor die koninkryk van God in die wêreld. Ons het nou die adventstyd gehad, die Kerstyd, die doop van Jesus, die lydenstyd, die Paastyd, Paasnaweek, opstanding, hemelvaart, Pinkster, en nou is ons by die koninkrykstyd, en ons nooi vir julle ook om in hierdie tyd regtig ook na te dink oor God se koninkryk in hierdie wêreld.
Dan 'n laaste fotootjie, ek dink ek het daar opgesit. Ek het die voorreg gehad hierdie week om by Linto in die Alpha kursus aan te bied oor die Heilige Gees vir die studente daar en ons gemeente het ook klomp geld gegee. Ons het 200 Bybels gekoop vir verspreiding vir die studente wat by Linto inkom en dit was so lekker om hierdie Bybels aan hulle te oorhandig. En daai ouens se grootste vrees is hulle het nou klaar hulle kursus gedoen. Wat doen hulle volgende? Waar kry hulle werk in 'n land waar daar so min werk is? En ons kan maar net bid dat die Here ook vir elkeen wat 'n werk soek, 'n werk sal gee. En my hart gaan sommer uit na hulle toe. Vriende, vandag is 'n baie spesiale dag. Ons dink vandag aan die uitstorting van die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 2 dat toe die Pinksterdag aanbreek, dit was die dag van die oesfees gewees in die Ou Testament. Op daai dag, toe die Pinkster aanbreek, was die disippels nog in die bokkamer bymekaar. Hulle was vir 10 dae lank al besig om te bid en wag op die gawe wat Jesus gesê het, hy gaan stuur. En terwyl hulle daar saam was in 'n toevertrek, het daar 'n sterk wind gekom en binne in hierdie toevertrek gewaai. En daar tonge van vuur gekom en op almal van hulle kom sit. En daai dag is die Heilige Gees uitgestort op alle mense, soos wat die Here beloof het in Joël 2, soos wat Dominee Anton die week ook vir ons geleer het, dat die Here gesê het, in daardie tyd sal ek my gees uitgiet op alle mense, op die kinders, op die ou mense, op die jong mense. En daai dag in Jerusalem en in die rukkie daarna is die gees uitgestort, letterlik, op al die verskillende mense. En vandag sê ons dankie dat die Heilige Gees gekom het en by ons kom bly het. Ons kan nie meer vir Jesus sien nie. Ons leef in die tyd wat ons nie sien nie. Die Jesus wat sigbaar was, is terug na die Vader toe en hy stuur sy gees en sy gees bly in ons en by ons. En daarom leef ons in 'n tyd wat ons God nie kan sien nie, wat ons vandag net kan glo dat die Here uitgestort is en nie by ons is. Kom ons sluit die oë en ons sê vir die Here dankie vir Pinksterdag. Here, baie dankie vir hierdie groot dag in die geskiedenis van die wêreld wat die Gees uitgestort is en daar soveel wonderwerke gebeur het. Here, wat daar tonge van vuur gekom het en op almal kom sit het. Wat daar sterk wind was in 'n toevertrek. Wat mense van reg oor die wêreld gehoor het hoe daar in hulle eie tale gepraat word. Here, wat 'n dag wat 3000 mense tot bekering gekom het en gedoop is en die eerste oes op die dag van oesfees ingebring is vir u koninkryk. Here, vandag 2000 jaar later sit ons hier en ons bely vandag dat die Heilige Gees, dieselfde Gees in ons aan die werk is. Ons dankie vir u Gees wat in ons is, by ons is, wat ons leer van die Vader en van die Seun, wat ons versterk, wat ons bemoedig, wat soos wat Paulus in Romeine 8 skryf, wat saam met ons bid op die dae wat ons sukkel om te bid. Dankie vir u Gees wat uitgestort is in ons, oor ons. Here, ons vra dat u vanoggend hierdie diens seën en ook alles wat ons vanoggend hier doen en dink in Jesus se naam. Amen. Vriende, die afgelope tyd was 'n tyd gewees van storms, né? Daar was skrikkelik baie storms gewees en oral sien ons die prentjies van storms. Nico, daar's fotootjies die vir ons kan wys. Oral sien ons die prentjies van die storms in die Kaap. Ons hoor van mense wat se eiendomme beskadig is. Mense wat baie verloor het. Hier in die Wes-Kaap veral en ook langs die tuinroete af, is daar mense wat verskriklike verliese gely het. En dan is daar baie van ons, en ek is een van hulle, wat persoonlik baie klein verliese gely het, eintlik niks. En is groot genade van die Here om ook altyd raak te sien as mens nie iets verloor het nie. As iets wat sleg was nie met jou gebeur het nie. En om daarvoor vir die Here dankie te sê. Ons oupas en oumas het in die ou tyd het hulle 'n lied gesing en het gesê as die lewensstorme so woedend om jou slaan, as dit lyk asof alles so om jou vergaan, tel jou seëninge, tel al een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God jou nog steeds skenk ten spyte van die teenspoed in die lewe. Kom ons staan, ons gaan 'n lied sing wat sê as die lewensstorme woedend om jou slaan. En dit is nou nie soos daai kind wat gesê het, hy het vandag daai liedjie by die skool gesing van as die lewensstorm moet jy woedend om jou slaan. Dis nie so nie. Dis as die lewensstorme woedend om jou slaan. Ons sing dit en die direk daarna sing ons met hierdie ander liedjie en ons sê in hierdie stormetyd is die Here my vesting. Dis wat vas staan. En dan net so 'n laaste versietjie wat sê
Heer, my rots bo almal groot, staan U vas in elke nood. Kom ons staan hier voor en ons sing dit saam. Always
Vriende, ons gaan die dankoffers opneem en vir die Here dankie sê vir sy sorg vir ons. En terwyl ons dit doen, kan die Rooitrein kinders na vorentoe kom en ons luister 'n bietjie volgende na kinderliedjies terwyl die Rooitrein maatjies vorentoe kom. Kom ons sing vir Jesus met alles wat ons het, met fluite en gitare, met simbale en trompet. Kom ons sing vir Jesus met krag en lewenslus, laat almal in die wêreld weet hoe wonderlik hy is. Ons loof hom in die môre, ons loof hom in die aand, ons loof hom vir die goedheid en die gawes uit sy hand. Ons loof hom as ons opstaan en as ons weer gaan slaap. Ons loof hom van Messina af tot onder in die Kaap. Ons loof hom in die môre, ons loof hom in die aand, ons loof hom vir die goedheid en die gawes uit sy hand. Ons loof hom as ons opstaan en as ons weer gaan slaap. Ons loof hom van Messina af tot onder in die Kaap. Ons loof hom in die môre, ons loof hom in die aand, ons loof hom vir die goedheid en die gawes uit sy hand. Ons loof hom as ons opstaan en as ons weer gaan slaap. Ons loof hom van Messina af tot onder in die Kaap. Nou ja, dit is lekker. Ons is volgende bietjie uitgedun, hè? Min maatjies hierso, hulle het julle alleen gelos, net 'n paar. Wie van julle was laasweek by die kinderdiens gewees? Steek op handjies. Wie was daar gewees? Jy was ook daar. Ek onthou jou. Nee. Wie was daar gewees? Ek het laasweek vir julle 'n storie vertel en ek wil vandag die storie klaar vertel, né? Laasweek het ons gepraat oor, sit vir ons die volgende een op Nico asseblief. Laasweek het ons hierdie storie vertel. Ek ons wys net vir die pappas en mammas dat hulle weet wat het ons gedoen, hè. Ons het die storie van Pinkster vertel. En vandag is die groot Pinksterdag waarvan ons gepraat het. Ons sien daarso dat Jesus op 'n stadium toe sê vir sy disippels, hy gaan teruggaan na die Vader toe. Hy sê ek kan nie vir altyd bly nie, ek gaan teruggaan na die Vader toe. Hy het my gestuur en ek is klaar met my werk en ek gaan nou teruggaan. En toe op 'n dag het Jesus daar gestaan en hy het vir sy disippels gesê die tyd het nou gekom, ek gaan nou terug na my Vader toe in die hemel. En dit is die hemelvaart, toe Jesus teruggegaan het na die Vader toe en by sy pappa, by sy Vader gaan bly het. En toe Jesus so opvaar na die hemel, toe is die disippels baie hartseer, né? Ek sal ook hartseer gewees het, want dis hulle beste vriend. En die volgende nou, toe staan daar 2 manne met wit lere en hulle sê vir die disippels, hulle sê, julle moenie bekommerd wees nie. Hulle sê, net soos wat Jesus weggegaan het, net soos hy terugkom, gaan julle Jerusalem toe, daar waar ons altyd by mekaar was, en dan gaan wag julle daar, en dan bid julle, en dan vra julle, die Here moet die gawe stuur, die persentjie stuur, wat hy beloof het. En dan sien ons, dan gaan hulle daar, en hulle staan in 'n toevertrek, ons het laasweek gesê, die deure was toe, daar was die vensters oop nie, daar was die deure oop, niks nie. En die volgende oomblik toe waai daar 'n sterk wind binne in hierdie toevertrek. Maatjies, dit kan nie gebeur nie, daar kan nie 'n wind waai in 'n toeplek nie, maar daar waai 'n sterk wind. En die volgende oomblik kom maar vuur uit die lug uit. Daar kom letterlik so 4 vlammetjie op elkeen se kop en hy gaan sit so op elkeen se kop.
Laasweek het ek nie vir julle vertel wat is die betekenis nie. Wat beteken hierdie vuur? Hoekom kom daar 'n vuur op almal? Weet julle wat? In die Ou Testament, jy wil weet, wat sê jy? Hoekom vuur? Jy weet nie. Vuur. Ek het ook nie geweet nie, hoor. Ek het gaan lees. Die vuur kom af, want in die Ou Testament het daar 2 groot goeters gebeur. Op 'n dag het Moses in die woestyn die skape opgepas, toe sien hy 'n bos wat brand, en toe hy nader stap, toe is daar vuur in hierdie bos, maar die bos brand nie uit nie. En toe hy by die bos kom, toe kom daar 'n stem uit hierdie vuur uit, wat sê, dis die Here, trek jou skoene uit, die Here is hier. So die vuur het gesê dat die Here is hierso. 'n Tweede plek waar ons dit sien, toe hulle die 10 gebooie gekry het, toe Moses op die berg opgaan met die 10 gebooie, daar staan dat 'n vuur afgekom uit die lug uit en God was binne in hierdie vuur. Met ander woorde, vuur het gesê die Here is hier. En daai dag toe die Heilige Gees uitgestort is, daai vuurvlammetjie het gesê die Here is nou hier. Hy's nie meer net in die tempel nie, hy's hier by elkeen van ons en daar het 'n vlammetjie so op elkeen se kop gekom om te sê die Here is nou by jou, hy bly binne in jou. Ek wil vandag vir julle 'n liedjie, ons gaan 'n liedjie sing en pappas en mammas, julle gaan saam sing. Nou hoe dit nou gaan is ons gaan elke keer ons gaan net 'n stukkie sing. Ons gaan sê vuur uit die hemel en dan vuur in my hart. Vuur uit die hemel, vuur in my hart. En pappas en mammas, julle sing die hele liedjie want julle kan die woorde sien, hè? En elke keer as hulle daar kom by vuur uit die hemel, vuur in my hart, dan maak ons so. Vuur uit die hemel, vuur in my hart. Is dit reg so? Kom ons probeer dit. Kom ons sing daai liedjie. Sit hom lekker hard. Maak my vol van die Gees en gereed vir die fees. Vuur uit die hemel en vuur in my hart. Vuur uit die hemel en vuur in my hart. Nou die Here wil graag vir ons, vir Onderus gemeente, wil hy vuur in ons hart gee. Hy wil ons aan die brand steek, soos Clifford in die week geskryf het. Hy wil hê daar moet 'n vuurtjie brand in ons harte vir die Here. Kom ons vra dit vir die Here. Ag Here, ons moet sê dat baie keer is ons vlammetjies maar klein. Ons sukkel om hierdie vlammetjie groot te hou. Help ons om aan die brand te wees vir U. Geef ons hierdie vuur in ons hart wat wil doen wat U sê, wat wil luister vir U, wat wil lief wees vir mense. Gee U vir ons hierdie vlammetjie in ons hart en maak dit al hoe groter. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dankie maatjies, julle kan na julle klassies toe gaan. Vriende, dis Pinksterdag en hierdie is die foto wat ons op die almanak ook gesit het op ons kalender hierdie jaar by Pinksterfees. En ons vier vandag die koms van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees gekom het. Die Heilige Gees is eenmal uitgestort oor alle mense. Die profesie in Joël het gesê, in daardie dae sal ek my Gees uitstort oor alle mense. En dan lees ons hoe dat die Heilige Gees uitgestort word in Jerusalem, in Handelinge 2, ons lees bietjie verder dat dit uitgestort word in Samaria, ons lees dat dit verder uitgestort word in Judea, en dan in die heidense omgewing, in die uithoeke van die aarde. En dan lees ons nooit weer dat die Heilige Gees uitgestort is nie. Vir eens en vir altyd het die Heilige Gees gekom in Jerusalem, Judea, Samaria en in die uithoeke van die aarde. En daarom as ons vandag hier saam is, dan kan ons hierdie belydenis maak as groot mense vandag en ons kan sê, wees stil, want die Heilige is by ons. Ek kan so maklik die Here miskyk. Ek kan so maklik kerk toe kom en sê, weet jy, was nie regtig iets vir my nie. En dan het ek dalk nie raak gesien dat die Here hier is. En as niks anders my sou aanspreek nie, dan kan ek met die Here praat en dan kan die Here nog steeds met my praat. Terwyl ons sit, kom ons sing dit in hierdie lied.
Ek lees in die week 'n mooi beeld wat sê dat deesdae baie van die toerusting in ons huis het so 'n klein blou vlammetjie. As jy die gasverwarmer aanstel, dan is 'n klein vlammetjie, as jy hom groot te draai, dan steek hy die groot vlam in die brand. En ons het dit in ons stowe, ons het dit deesdae oral, en hulle noem dit 'n pilot flame. Hy is net 'n klein vlammetjie wat dit aan die gang hou totdat die groot vlam vat. En iemand skryf en sê dat baie keer is ons Christene se lewe so op 'n pilot flame. Ons het so 'n klein blou vlammetjie wat brand. En wat die Heilige Gees doen is die Heilige Gees wil hierdie groter vlam in ons lewe bring, dat ons hierdie hitte kan uitstraal en die lig kan bring. En dat hierdie vlammetjie nie so klein bly nie, maar dat hierdie vlammetjie regtig 'n groot vlam maak wat gloei en wat 'n verskil maak. Louis Brits het 'n verskriklike mooi lied geskryf en hy het gesê, "Send your holy fire, O God." Ons gaan volgende hierdie lied sing as 'n gebed. God se Gees het klaar gekom, eens en vir altyd. Maar as ons hierdie gebed bid, dan sit om te sê, Here, steek hierdie vlam in ons aan die brand. Gee dat ek nie net hierdie klein blou vlammetjie sal hê nie, maar 'n groot vlam sal hê wat sal brand vir U, wat vir mense wil vertel van U, wat 'n verskil wil maak in die wêreld. Kom ons sing dit as 'n gebed, en as ons dit klaar gesing het, dan sluit ons liedere af met 'n lied wat ons sê, dat Gees van God wat in my woon, vul my met U krag. Ons bly so sit as ons dit sing.
O Gees van God wat in ons woon, breek U vandag vir ons die woord oop. Heilige Gees, ons bid dat U hierdie Bybel wat ons baie keer so goed ken en baie keer so sleg ken, maar wat ons al so lank het en so baie van het, dat U vandag hierdie boek, as ons dit lees, sal oopmaak vir elkeen van ons. Ons bid dat U in elkeen van ons se hart sal werk, dat ons vandag in U verhaal in die Bybel iets sal hoor wat ons dalk nog nie gehoor het nie. Of dalk sommer net weer 'n vlammetjie in die brand steek wat opgehou brand het. Dalk 'n vlammetjie wat met verloop van tyd dood gegaan het. Of dalk net 'n klein blou vlammetjie wat oorgebly het. Wil U vandag kom en groot vlamme aan die brand kom steek. Vir ons brandend maak vir U. Here, ons vra, praat U met ons, spreek Here, U kinders, U diensknegte, U diensmaagde, luister. Amen. Vriende, ons lees vandag uit die Ou Testament, uit 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, nou as julle reg onthou nog van die Bybelskool ook, dat die eerste boek Samuel gaan oor die eerste koning, en die tweede Samuel boek gaan oor die tweede koning, wat aan Dawid is. So 1 Samuel gaan oor Saul, 2 Samuel gaan oor Dawid, en dan 1 Kronieke of 1 Konings gaan dan oor Salomo. So ons lees vanoggend uit 2 Samuel hoofstuk 7. En wat belangrik is ook dat om te onthou dat dit wat ons in Samuel lees en in Konings lees ons weer 'n keer in Kronieke ook. En dit beteken dat ons eintlik 2 verskillende verhale het. Ons kan hierdie verhaal vandag kan ons lees in 2 Samuel 7 of ons kan dit lees in 1 Kronieke 17. En as ons dit lees sal ons sien dat daar 'n klomp ooreenkomste is tussen die 2 verhale, maar daar's altyd ook kleiner verskille. Want die persoon wat Samuel geskryf het en die persoon wat Kronieke geskryf het, is nie dieselfde persoon nie. En hulle skryf ook nie met dieselfde doel nie. Maar hierdie verhaal wat ons vandag lees is baie dieselfde eintlik in albei van hulle. Alhoewel as ons albei sou kon lees, sal ons baie meer goedjies raak sien as wanneer ons net een lees. Ek lees vir ons uit 2 Samuel 7 uit die 2020 vertaling. Toe die koning gevestig was in sy paleis, en dis nou koning Dawid, en die Here hom rus gegee het van al sy vyande rondom hom, het die koning vir Nathan die profeet gesê: "Begryp tog, ek woon in 'n huis van sederhout terwyl die ark van God in 'n tent gehuisves word." Nathan antwoord toe die koning: "Gaan doen alles wat u in gedagte het, want die Here is met u." Maar in daardie nag het dit gebeur, die woord van die Here tot Nathan gekom: "Gaan sê vir my dienskneg vir Dawid, so sê die Here, gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het mos nie in 'n huis gewoon vanaf die dag dat ek die Israeliete laat optrek het uit Egipte tot vandag toe nie. Ek het altyd rondgetrek in 'n tent en 'n tabernakel. Het ek ooit oral waar ek rondgetrek het onder al die Israeliete met een van die stamme van Israel wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, die saak aangeroer en gesê: waarom het julle nie vir my 'n huis van sederhout gebou nie? Daarom so moet jy vir my dienskneg sê vir Dawid, so sê die Here, heerser oor alle magte. Ek is die een wat jou uit die weiveld agter die kleinvee weggeneem het om 'n leier te wees oor my volk Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou soos 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op die aarde is. Ek sal vir my volk vir Israel 'n plek aanwys. Ek sal hom plant, en hy sal op sy plek woon en nie weer beef van angs nie. Skurke sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie, soos van die dag af dat ek die rigters oor my volk aangestel het. En ek sal jou rus gee van al jou vyande." Ons gaan net tot sover lees. Vriende, dis 'n baie bekende gedeelte. Ons het dit van kleintyd af geleer, en vanoggend kyk ons so 'n bietjie na hierdie wonderlike mooi gedeelte waarin ons so baie goed kan leer, ook vir ons eie tyd, en veral waar ons besig is met die tema van drome. Ek sluit vanoggend aan by Anton se tema van waag dit om te droom, en ons gesels sommer 'n bietjie vanoggend oor die drome. Nou, ons almal droom. Die navorsers sê dat ons so tussen 4 en 6 drome per nag het. En 'n droom kan van baie kort af wees tot so 'n bietjie langer, maar dat ons eintlik net so 15 of 20 minute per nag droom. Ek gaan lees 'n bietjie oor drome, en is interessant dat ek lees dat blinde mense droom nie in prentjies nie. Blinde mense kan net droom van goed wat jy al gesien het.
En omdat blinde mense nie kan sien nie, sien hulle nie in hulle drome prentjies nie, maar die ander sintuie, hulle drome hoor hulle klanke, ruik hulle soos alle ander goeters, maar nie sig nie. Hulle sien nie die prentjies nie, omdat hulle nog nie die prentjies gesien het nie. Natuurlik droom diere ook, né? Gelukkig vergeet ons 95% van ons drome. Ek het al baie probeer, dan word ek in die nag wakker en dan probeer ek so hard om die droom te onthou, maar ek kan net nie. En dis natuurlik so dat ons 95% van die drome vergeet. Interessant dat ek lees dat terwyl ons droom, gaan ons liggaam in 'n mode in om te beskerm, en dis dat baie van die spiere in ons liggaam eintlik half afgeskakel word, sodat ons nie so kan beklei en te kere gaan in ons drome nie. En dit beskerm ons vrouens dit langs ons lê ook, né? Ek dink julle almal dat ek weet nie van julle nie, baie keer as jy droom, voel jy so magteloos, jy voel iemand slaan jou en ek wil terugslaan, maar kry nie my arms opgetel nie. Dis omdat as jy droom dat jou spiere eintlik ontspan en die Here het ons so gebou dat dit is hoe dit werk. Nou die meeste mense sê hulle droom in kleur, maar 12% van alle mense droom in swart en wit. Sien net swart en wit prentjies in hulle drome. So dink bietjie van interessantheid, hoe droom jy? Droom jy in swart en wit of droom jy kleurprentjies? Dis interessant dat in mense drome kan jy nie lees of tyd sien nie. Dis iets wat hulle sê wat eie is aan drome. Daar is nie tyd in drome nie en mens kan ook nie goed lees in drome nie. Dis vir my baie interessant gewees. En dan 'n laaste dingetjie sommer net dat baie keer het God drome gebruik. Daar is in die Bybel baie voorbeelde waar die Here drome gebruik het om met mense te praat. Ons kan eendag bietjie 'n preek daaroor hê, 'n bietjie daaroor gesels en vra maar wanneer moet ek iets lees in my droom en sê dat die Here sê vir my iets? Maar dis 'n tema vir 'n ander dag. Nou vandag wil ons nie praat oor hierdie soort drome wat jy droom terwyl jy slaap nie. Ons wil vandag praat oor die drome wat jy droom terwyl jy wakker is. Kom ons sê dagdrome. Daai prentjie wat jy in jou gedagtes sien van iets wat daar nog nie is nie en wat jy gaan doen. Ek bedoel soos my seun, hulle is nou besig om 'n huis te bou en as hulle sien daai stuk landskap en in hulle gedagtes sien hulle hierdie huisie wat hulle hier bou. Terwyl hulle wakker is, dis 'n met ander woorde is 'n dagdroom, dis 'n prentjie, dis 'n visioen, dis 'n ambisie, dis 'n wens, iets wat jy wil doen. En vanoggend praat ons oor daai tipe drome. Waarvan droom jy? Wat is dit wat jy raak sien wat nie daar is nie, wat jy wens daar is? Wat is daai ding wat jy eintlik nog sal wil doen solank as wat jy op die aarde is? In die afgelope week toe ons stil gestaan het by Joël 2, het ons daai teksvers gelees wat die Here sê ek gaan my gees uitgiet op alle mense en dan sê julle kinders gaan profeteer, julle ou mense gaan drome droom en julle jong mense gaan visioene sien. Nou al hierdie beelde het iets te doen met profeteer. Almal het iets daarmee te doen dat mense die woord van die Here begin verkondig en vir ander mense begin sê, wat sê die Here? Maar dis wonderlik dat hier 'n beeld gebruik word dat die Here sê as die Gees kom, dan gaan ou mense en jong mense gaan weer prentjies begin sien van goeders wat God doen en kan doen in die wêreld. In die afgelope week met Joël 2 het Anton die woord verbeelding gebruik en hy het gesê dat die Heilige Gees gee eintlik vir ons 'n nuwe verbeelding. In die teologiese tydskrifte is dit deesdae 'n groot woord te sien, woord imagination. En dit is dat God vir ons kreatief laat droom en dinge sien wat ons dalk op hierdie oomblik nie kan sien nie. Vriende, daar's baie dinge wat ons in ons gedagtes sien en wat ons hoop ons gaan sien, maar wat ons nie op die oomblik kan sien nie. Die volgende is die groot vraag is natuurlik wat is my droom? As iemand vandag vir my sou vra, wat is daai ding wat jy droom, daai wens, daai ambisie, daai iets wat jy wil hê, wat jy wil sien wat moet gebeur? Wat is dit? Nou, ek wil vir julle 'n droom wys van iemand en dit is die gedeelte wat ons nou gelees het. Dis iemand in die Ou Testament, Dawid, wat op 'n dag gesit het en gesê het, ek sien in my gedagtes, sien ek hier op hierdie dorsvloer waar die ark nou staan, sien ek 'n gebouetjie raak, wat gebou is, wat baie soos die tabernakel lyk, maar baie groter is en indrukwekkend is, en waar die Here aanbid kan word. Nou, ons weet nie presies hoe daai tempel gelyk het wat gebou is nie, wat Salomo gebou het. Want nie een van ons het dit ooit gesien nie. Daar's geen prentjie van dit oor nie. Daai tempel is vernietig in die jaar 586 toe die Babiloniërs Israel aangeval het.
Daarna het Esdra gekom en die tempel bietjie kom herbou en heel wat later het koning Herodes die tempel herbou. So die tempel in Jesus se tyd was nie meer daai tempel nie, maar die tempel wat Herodes herbou het. Maar ons weet nie presies hoe daai tempel gelyk nie, maar wat ons wel weet is hoe daar in die Bybel staan hoe hierdie tempel gebou moet word. So ons kan 'n redelike prentjie kry. Daar staan hoe hoog is hy, hoe breed is hy, hoeveel goud, hoeveel hout, alles staan presies daar geskryf. Nou hierdie was Dawid se droom. Dawid sit in 2 Samuel 7 sit hy en hy kry hierdie prentjie en hy sê ek sien iets wat daar nog nie is nie, wat ek droom daar moet wees. Nou ons moet dan net eerlik wees ook en sê dat die Christelike godsdiens is nie die enigste godsdiens met tempels nie, né? Selfs in Dawid hulle se tyd, die volke wat om Israel gebly het, hulle het ook tempels gehad. Baie keer as ons vandag iets doen, sê ons hoor baie keer hierdie ouens wat altyd met die konspirasies besig is. Hulle sal altyd sê, ja, daai ding wat julle doen kom eintlik van die heidene af. Die meeste goed wat ons doen kom van die heidene af. Die meeste Bybelse goed kom ook van die heidene af. Die volke om Israel het ook tempels gehad. Ons lees byvoorbeeld daar in die Rigterboek van iemand met die naam van Micha. Dis nie die profeet Micha nie, maar ons lees dat Micha het 'n efodbeeld gemaak. En hy het afgodsbeeldjies gemaak. En toe bou hy vir hom sy eie tempeltjie en hy stel sy eie seun aan as die priester by die tempeltjie wat hy gebou het. As julle Samson se verhaal onthou, julle onthou dat Samson, daar staan in Samson se verhaal staan dit dat hulle toe die Filistyne die ark van die Here gevat het, toe hulle die ark gevat na die tempel van Dagon toe en hom in die tempel van Dagon gaan neersit. Ons lees bietjie verder in Samson se verhaal, lees ons daai storie daar heel aan die einde. Toe hy vir die Here sê, Here gee nog net een keer vir my krag, dat hy gaan staan het en hierdie pilare van die tempel van Dagon gevat het en hy het dit in mekaar getrek en hierdie tempel het in mekaar geval. 'n Tempel vir die afgode van daai tyd. En so was daar tempels gewees in Fenisië, in Moab, in Amnon, in Edom, in Sirië, oral in daai tyd was daar tempels. En nou sit Dawid en Dawid kry 'n prentjie en hy sê maar ek wil vir ons God ook 'n tempel bou. Natuurlik heeltemal anders as die ander volke se tempels, maar ek wil vir ons God ook 'n tempel bou. En kom ons wees nou maar vandag eerlik, en dit is dat klomp ander gelowe het ook tempels. Die Hindus het 'n tempel. Ons was toe ons gestudeer het binne 'n Hindu tempel gewees om te gaan kyk hoe dit lyk. Die Hindus het tempels, die Boeddiste het tempels, Jainisme het tempels, die Mormone het 'n tempel. Oral is daar tempels. En nou sê Dawid, my droom is om vir God 'n tempel te bou. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie droom van Dawid. Dawid sit op 'n stadium, hy het vir hom hierdie mooi paleis gebou. Hy het hierdie indrukwekkende plek. Nou sit hy so en kyk en hy voel soos daai ouens in die Withuis in Amerika. Ek bedoel dis net mooi. Maar terwyl hy sit en kyk, sien hy die ark van die Here staan daar op die dorsvloer. Staan daar net 'n tentjie, so 'n tent van ontmoeting. En terwyl Dawid dit sien, dan staan daar so dat ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent. Dawid besef skielik, ek bly in hierdie luukse plek. Maar die God wat ek aanbid, hy het maar so 'n ou tentjie daar in ons dorp waar sy ark staan en waar die 10 gebooie in gebeure word en alles. Ons gaan net so 'n bietjie terug in Dawid se verhaal. Koning Saul was die eerste koning van Israel. Koning Saul het vir so 40 jaar geregeer, staan daar in Handelinge, maar ons vermoed dit was dalk eerder so 20 jaar wat hy geregeer het. Maar Saul het eintlik oor 'n klein stukkie van Israel geregeer. En na Saul toe kom koning Dawid, en Dawid word koning in die suide, in die onderste deeltjie van Israel, en daar was hy vir 7 jaar koning. En toe op die einde toe kom die bokant van Israel, die noorde kant, en hulle sê, maar jy moet ons koning ook wees. En toe word hy die koning van die hele Israel vir nog 33 jaar. So sy koningskap was 40 jaar gewees. En toe hy die koning word van hierdie hele Israel, toe gaan hy na Jerusalem toe. Jerusalem het bekend gestaan as 'n stad wat niemand kan inneem nie. Die Jebusiete het daar gebly. En Dawid neem hierdie stad in by die Jebusiete. En hy maak dit sy stad. Hy maak dit eintlik die Godstad, as hy so kan sê. En hy bring die ark na Jerusalem toe, wat nou nog tot nou toe in 'n klein plekkie Bala gestaan het. En nou staan die ark daar in Jerusalem op die dorsvloer. Staan die ark in 'n tent. En nou sit hy en hy kyk vir hierdie tent en hy sê, dis nie reg nie. Ek bly in 'n mooi huis. En kyk, die Here se goed is alles in 'n tent. En hy sê, my droom is om vir die Here 'n groot gebou te bou, 'n indrukwekkende gebou met goud en met sederhout en met alles wat mooi is. En
Dit is interessant dat die Here dan vir Dawid sê, daar staan in 1 Konings 8 vers 18 sê die Here vir Dawid, Dawid, dis 'n mooi gedagte wat jy het. Dis 'n goeie voorneme staan daar geskryf. Ek hou van jou droom, Dawid. Maar onthou net dat ek het nie 'n tempel nodig nie. Dawid, jy sien hierdie prentjie van 'n tempel, maar onthou bietjie, ek het saam met julle getrek deur die woestyn en ek kom saam met julle al daarvan van Egipte af. Dawid, het ek ooit vir julle gevra ek wil 'n gebou hê? Dawid, het ek ooit 'n suggestie gehad dat hierdie tent is nie goed genoeg nie? En dan besef Dawid, maar nee, dis nie iets wat die Here wil hê nie, dis eintlik iets wat hulle wil hê. Dis iets wat hy wil hê. Die Here het dit nie nodig nie. Die Here het nie die tempel in Jerusalem nodig gehad nie. Vriende, 25 jaar gelede toe hierdie gemeente ontstaan het, 'n paar jaar daarna is hierdie gebou. En hierdie gebou is nie gebou omdat God 'n gebou in Onderrivier nodig gehad het nie. Dit was nie 'n situasie dat die Here het nie 'n blyplek in Onderrivier gehad nie. Kom ons bou 'n gebou waar die Here kan kom bly. Nee, glad nie. Dit was ons wat behoefte gehad het aan 'n gebou waar ons die Here kan ontmoet en waar ons in amper die plek kan hê waar ons die Here kan ontmoet. Dit is so belangrik om altyd te vra, hierdie ding wat ek droom, is dit wat die Here wil hê of is dit iets wat ek wil hê? En dit is so mooi dat die Here vir Dawid sê, Dawid, dis goed dat jy dit wil hê. Nou sê die Here vir Dawid, hierdie droom van jou is goed en wel, maar jy kan nie dit doen nie. Dawid, jy het te veel oorlog gemaak, jou hande is vol bloed, jy het baie mense verslaan, jy het vir Goliat geskiet en almal. Dawid, jy kan nie 'n tempel bou nie. Iemand wat sy hande nie vol bloed is nie, moet vir my hierdie tempel bou. En ons moet dit ook hoor in vandag se tyd, waar ons in 'n wêreld leef wat groot leiers weer namens die kerk wil begin tempels bou. Mense met bloed aan hulle hande kan nie tempels bou nie. En dan staan aan 1 Konings 8 vers 19, maar nie jy sal die tempel bou nie, jou seun wat uit jou voorgekom het, hy sal vir my naam die tempel bou. Dawid het hierdie droom gehad, sy droom is ek wil vir die Here hierdie tempel bou. En God sê dis 'n mooi gedagte, Dawid, dis 'n goeie voorneme. Ek het dit nie nodig nie, maar dis 'n goeie voorneme. Maar jy gaan nie die tempel bou nie. Iemand anders sal die tempel in jou plek bou. Jou seun Salomo, wat na jou kom, hy sal vir my die tempel bou. Ek het hom uitgekies om die tempel te bou. Baie keer in ons lewens droom ons drome wat nie in ons tyd waar word nie. Baie keer droom ons drome van dinge wat moet gebeur, wat miskien eers gebeur met die geslag na ons. Dit beteken nie dat dit nie 'n belangrike droom is nie. Dit beteken nie dat hierdie droom nie 'n ontsettende waardevolle iets is nie. Maar baie keer beplan ons goeders en dalk word dit eers waar vir my kinders. Dalk word dit eers waar in ons gemeente vir die geslag wat na ons kom, ons weet nie. Maar dis interessant dat Dawid nog steeds, ten spyte daarvan dat die Here sê, jy kan nie die tempel nie, dat Dawid nie ophou droom nie, dat Dawid steeds verder droom. En Dawid sê vir homself, maar as ek nie die tempel kan bou nie, as my seun dit gaan bou, dan droom ek saam met my seun oor hierdie tempel. En nou sit Dawid en hy werk alles op skrif uit. Hy werk uit hoe moet die tempel lyk, hoe groot, hy werk sy afmetings uit alles. Hy begin uitwerk watter ouens gaan diens doen in die tempel, die priesters en die leviete se diensbeurte. Hy werk uit wie gaan die sang hanteer en hoeveel groepe is daar wat die sang gaan lei sodat daar altyd sang in die huis van die Here moet wees. Hy werk uit wie gaan die tempelwagte wees en hy werk die diensbeurte vir die tempelwagte uit. Hy kry mense, hy besluit wie gaan toesig hou oor die tempelskatte en hy skryf dit al klaar neer. Dit is my so mooi hierdie, Dawid mag nie die tempel bou nie, dan sê hy nie, nou is ek kwaad, nou wil ek niks met hierdie droom te doen hê nie. Hy sê, maar as ek dit nie kan doen nie, dan gaan ek die persoon wat dit wel kan doen, help sodat hy dit kan doen. En hy droom net verder, hoe dit alles gedoen gaan word. En baie keer in ons lewens is daar dinge wat ons graag wil doen, en wat ons dalk nie self kan doen nie, maar wat ons iemand anders kan help, om daai droom waar te maak. Daar is so baie dinge wat jy partykeer voel, ek wil so graag hierdie ding vir die Here doen, maar dis nie my talent nie, dis nie my gawe nie. Maar dalk kan ek iemand anders help om dit te doen. En dan is dit net so belangrik en net so groot. Ons kan ander mense help om hulle doelwitte te bereik.
Dan lees ons hierdie verhaal verder en dan staan daar so dat die droom het uiteindelik waar geword. Salomo het toe die tempel gebou, daar staan in 1 Konings 6 vers 1, 480 jaar nadat die Israeliete uit Egipte uitgetrek het. 4 jaar nadat Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bou aan die tempel van die Here. Dit was in die maand Sif, die 2de maand. En dan lees ons in 1 Konings 6 dat 7 jaar later is die tempel voltooi. So Salomo bou nou in die tempel en 7 jaar later is dit voltooi, is dit klaar. Ek kan net dink hoe trots moes Dawid daai dag gewees het toe sy seun hierdie tempel klaar gebou het en hy dink, "Sjoe, waar het dit begin?" In 'n droom toe ek daar op my stoepie gesit het en gedink het ek wil vir die Here hierdie plek bou. Daai lekker gevoel van ek het hierdie droom gehad en hier staan hierdie gebou reg voor my. Baie groot goeders begin by drome. Baie bedieninge begin by drome. Ek kan maar net probeer dink hoe opgewonde Dominee Michiel en Dominee Clifford en die ouer mense in die gemeente vandag moet wees as hulle hierdie kompleks sien en dink 25 jaar terug was hier 'n stuk grond en ons het net gedroom dat hier 'n gebou moet kom waar ons die Here kan aanbid. En vandag staan hierdie gebou hier, so ons aanbid in hierdie gebou, ons ontmoet die Here binne in hierdie gebou. Maar alles begin altyd by 'n droom van mense wat bereid is om te droom. En omdat hulle daai tyd gedroom het ons vandag die voordeel van hierdie gebou, dat ons hier kan sit en dit geniet om hier te wees. Terwyl Dawid en Salomo na hierdie tempel kyk, wat so indrukwekkend is en so groot is, en dis hierdie dream come true, terwyl hulle so na dit kyk, is daar hierdie groot ontnigtering. En dit is dat hierdie tempel wat ons gebou het, is te klein vir die Here. Daar staan in 1 Konings 8 vers 27, Salomo wy die tempel in, dan sê hy, sou God werklik op die aarde woon, die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie, hoe nog hierdie tempel wat ons gebou het. Vriende, hulle bou hierdie indrukwekkende ding, en dan kom hierdie onnigtering, dat God is so groot, dat hy kan nie in hierdie tempel ingaan nie. Hy is te groot vir die tempel. Ons het eintlik hierdie tempel vir onsself gebou, want God is te groot, die hemel is te klein vir hom. Hoe sal hy ooit in hierdie tempel kan kom bly? 25 jaar gelede sou mens waarskynlik kon vra, hoe sal die Here ooit in hierdie ou gebouetjie kon intrek? Mens sou kon vra, hoe sal die Here ooit kan bly in ons bedieninge? Hoe sal hy hom kan tuismaak in die eenvoudige dominee se preek? Hoe kan hy woon binne in die lofgesange van 'n eenvoudige musiekgroep? Hoe kan hy verheerlik word in die sopbediening van klomp eenvoudige mense wat soppe dien? Hoe is dit moontlik? Ons tempels, ons beste wat ons vir die Here bou, is te klein. Dit kan hom nie vat nie, dit kan hom nie bevat nie. Maar weet julle, dan gebeur die wonderwerk van hierdie gedeelte. Die wonderwerk van hierdie gedeelte is dat daar in 2 Kronieke 7 vers 1 staan, toe Salomo klaar gebid het vir hierdie tempel, het daar vuur uit die hemel uitgekom. Ons het nou gepraat oor die vuur uit die hemel uitgekom en die brandoffers en die ander dieroffers verteer en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul. God is heeltemal te groot vir hierdie gebou, vir hierdie tempel wat gebou is. Maar daai oomblik as dit klaar gebid het, dan maak God homself so klein dat hy met sy magtige teenwoordigheid in hierdie klein menslike gebouetjie intrek. En van daai oomblik af is hierdie gebouetjie baie meer as net 'n gebouetjie wat mense gebou het. As die tabernakel ingewy word aan die einde van die boek Eksodus, lees ons presies dieselfde as hierdie tent gebou is en alles staan daar, dan staan daar en die magtige teenwoordigheid van die Here het in hierdie tabernakel ingekom in so 'n mate dat hulle nie naby die tent kon kom nie. Hulle kon nie in die tent ingaan nie. Dit was te vol van God. Die wonderwerk is as God intrek in ons gewone menslike drome in hierdie klein werkies wat ons vir hom aanbied, hierdie dingetjies wat ons doen, as die Here intrek in dit en binne in dit kom bly en hom kom tuis maak in ons werk. Ek verstom my elke keer as ek hoor dat die Here 'n gewone preek gebruik het om in mense se lewens 'n verskil te maak. Vriende, dit bly wonderlik dat die groot God 'n eenvoudige klein preek van iemand sommer net hier rond kan gebruik om met iemand anders se hart te praat. Dit bly wonderlik dat God 'n Pinksterreeks kan gebruik
om iets in mense 'n vlammetjie aan te steek. Dit bly wonderlik dat die Here ons toelaat om musiek vir hom te maak met al ons gebreke en dat hy hierdie musiek vat en dat mense tog die wonder beleef van ons loof en ons prys die Here. Dat die Here lofdanse vat en hy verander dit in iets wat meer as net danse is en dit word 'n bediening, iets wat die evangelie vertel. En so word elke klein dingetjie so spesiaal. Koffie en tee na kerk word baie meer as net koffie en tee. 25 jaar gelede is hierdie gemeente gestig. Die kerkgebou is gebou nie omdat God dit nodig gehad het nie, omdat ons dit wou gehad het. En tog het God met sy magtige teenwoordigheid ingetrek ook in hierdie gebou. En in hierdie gebou het soveel mense die Here ontmoet. Binne in hierdie gebou het soveel mense 'n ontmoeting met die Here gehad. Soveel mense het hier gestaan en 'n kind gedoop en beloftes afgelê aan God. Mense het getrou, beloftes afgelê. Mense het belydenis van geloof afgelê, beloftes afgelê teenoor die Here. Harte vir die Here gegee. Hier by die Here kom huil, kom troos soek vir al die verskillende dinge in hulle lewens. Vriende, en dit is hoe groot God is om hierdie klein goetertjies wat ons doen te vat en dit te verander in iets wat so mooi is, so kosbaar is. Ek wil afsluit en sê dat so tyd gelede was ek en Anton en Michiel by 'n konferensie gewees en die persoon wat daar oor drome gepraat het verwys na ABBA se lied, die popgroep ABBA. En hy mooi lied gesing, julle ken hom ons nou, I Have a Dream. En hierdie liedjie sê, I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. En die ander versie sê hulle, I have a dream, a fantasy, to help me through reality. And my destination makes it worth a while, pushing through the darkness, still another mile. Dis hierdie drome van ons wat ons aan die gang hou, wat vir ons iets gee om voor te leef. Het jy nog 'n droom? Het jy 'n droom vir jou gesin? Het jy 'n droom vir jou huwelik? Het jy 'n droom vir jou huis? Het jy 'n droom vir hierdie gemeente van die Here? Want as ons nie meer drome het nie, dan gaan ons bedieninge geleidelik dood. Louis Malherbe het op 'n stadium gesê dat die beste tyd in elke huwelik is die tyd wanneer mense drome droom. Daai tyd wat ons regmaak en ons het hierdie droom, ons gaan trou, is so 'n wonderlike tyd. En dan droom ons gaan kinders hê. Dan droom ons gaan bietjie aanbou of ons gaan 'n huis koop en is hierdie drome wat ons aan die gang hou. En die oomblik dat hierdie drome weg is, ons nie iets om voor te droom nie, dan val mense se lewens uitmekaar uit. Want mens moet altyd iets hê waarvoor jy leef. Bruce Wilkinson skryf in sy boekie The Dream Giver, in Afrikaans sê hy, daarom wil ek jou vra, het jy as kind 'n droom gehad wat jy verloor het? Of het jy dalk 'n droom wat vir jou lyk asof dit nie kan waar word nie? Voel jy miskien God het vergeet om vir jou ook 'n droom te gee? Of is jy besig om jou droom na te streef, maar jy loop jou vas in die een terugslag na die ander? In Joël 2 kom die Here en hy sê in die afgelope week vir ons, hy sê ek sal my gees uitgiet oor julle. En julle sal weer drome droom, julle sal visioene sien. Julle sal dinge sien wat daar nog nie is nie. Julle sal droom van goed wat julle nog nie kan sien nie, maar wat kan waar word. Wat is ons drome vir die toekoms? In 25 jaar het die wêreld baie verander. Vandat hierdie gemeente ontstaan het tot vandag het die wêreld baie verander. En die vraag is, watter verskil gaan ons generasie maak? Ons wat nou hier is, watter verskil gaan ons maak aan die volgende 25 jaar? En daarom is dit so belangrik dat mense partykeer gaan sit en sê, maar wat kom kort? Watter bedieninge werk? Watter bedieninge werk nie? Watter bediening moet ons verander? Hoe moet ons anders bedien, beter wees? Wat is die dinge waarvoor die Here ons in hierdie dorp en in hierdie wêreld roep waar ons nie uitkom nie? Wat is ons droom daarvoor? Wat ontbreek? Wat moet ons doen met ons fasiliteite? Waar moet ons aanbou, nie aanbou nie? Wat het ons nodig vir die toekoms, om die toekoms in te gaan en 'n verskil te maak? Die Gees van God is op Pinksterdag uitgestort, sodat jong mense en ou mense drome kan droom oor die dinge wat God wil doen. Oor eredienste, nuwe drome oor eredienste, nuwe drome oor jeugbediening, oor sangbediening, oor gebedsbediening, oor barmhartigheid, oor uitreik. Vriende, ons het mense nodig wat bereid is om drome te droom vir die volgende 25 jaar. Ons het mense nodig wat bereid is om te sê, maar ek het 'n droom wat die Here in my hart kom gee het en ek gaan alles doen, alles moontlik
om dit waar te maak. Ek kyk nou die dag, ons is besig met die feesblad wat ons regmaak vir Oktober. Ek kyk na die fotos van die feesblad. En 25 jaar gelede was die meeste mense wat betrokke was by hierdie kerk, en ek kyk na die kerkraadsfotos van daai tyd, was jonger mense. Intussen het die gemeente baie ouer geword, ons het ouer geword. En die vraag is, gaan daar weer 'n jong generasie kom wat bereid is om drome te droom? Gaan daar 'n generasie wees wat so geesvervuld is dat hulle ten spyte van vol programme sê ek het hierdie droom vir God se gemeente. Want dit is as gevolg van daai drome 25 jaar gelede dat ons vandag hier is en dat ons het wat ons het. Is dit nie wonderlik as ou mense wat al self nie die ding kan doen mee nie, maar wat drome droom en soos Dawid dit aangee vir iemand anders om dit te gaan doen, omdat ek dit self nie meer kan doen nie. Maar ek is bereid om te droom. Ek is bereid om toe te laat dat God deur my werk en 'n verskil maak. Moeder Teresa het gesê, I'm but a pencil in the hand of God. Een keer vertel ons selgroepleier het gesê, ons is almal 'n kleurpotlood. Elkeen van ons is 'n potlood. Party van ons is 'n rooi en 'n bloue en 'n groene en 'n gele. En die Here stuur ons na hierdie wêreld toe en hy sê, gaan kyk waar dit vaal is en vat jou potlood en kleur dit in en maak 'n verskil waar jy sien daar's 'n gat, daar's 'n plek waar dit nog nie mooi lyk nie. En dan gaan kleur jy daarin. En die wonderlikste ding is as mens begin droom en sê, Here, maar waar wil U hê moet ek gaan inkleur? En die lekkerste ding is as mens daai ding vind en agterkom, maar dis hier wat die Here my wil gebruik. Dis die verskil wat ek kan maak. In die afgelope jare is daar baie drome gedroom. Ons het die afgelope week gepraat saam met die Wilhelm, hulle daar was 'n tyd waar daar gedroom is oor 'n kapel. En die kapel staan daar, die droom het waar geword. Daar's gedroom oor hierdie gebou, die gebou staan daar. So tyd gelede in die afgelope jare is daar gedroom oor 'n gehoorprojek wat John die leiding geneem het. En vandag is hierdie loop hier ingesit. Mense wat amper nie kan hoor in hierdie gebou. 'n Droom wat waar geword het. So het die SOP-projek ontstaan, klomp jare gelede, van vrouens wat gesê het, maar ons te droom, en dis dat kinders wat nie kos het nie, moet kos kry. So het die SOP-projek ontstaan. Is ons bereid om ook drome te droom? Gaan ons die generasie wees wat ook gaan sê ons te droom? God se gees werk so in ons, dat ons sien groot dinge vir hierdie gemeente, ons sien groot dinge vir die Here se koninkryk in hierdie wêreld. Ons droom nog steeds dat daar 'n Bybel in elke ou se hand moet wees. Ons droom steeds dat mense kos moet hê. Ons droom steeds dat alle mense die Here moet ontmoet en hulle lewens vir die Here moet gee. Het jy nog gedroom vir die gemeente? Vriende, Dawid het gedroom van 'n tempel. Josef het gedroom van 'n hongersnood en waar hy vir 7 jaar vir mense kos kan gee. Esra het gedroom om die tempel te gaan heel maak. Nehemia het gedroom om die muur te gaan bou. Petrus het gedroom om die evangelie na die Jode toe te vat. Paulus droom om die evangelie na die heidene toe te vat. Wat is jou droom? Ek is oortuig dat die Here vir elkeen van ons 'n droom wil gee, omdat sy gees in ons bly. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier sommer net kan lees in hierdie verhaal in die Ou Testament en net sien, Here, hoe dat U ons droom, ons visie, ons prentjie wat ons sien kan gebruik om 'n verskil in U koninkryk te maak. Dankie vir mense wat hier in hierdie dorpie drome gedroom het, en dat ons vandag hierdie droom beleef. Dankie vir bedieninge wat gebore is in mense se harte, omdat hulle drome gehad het om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Here, help ons om in hierdie tyd nuwe drome te droom. Om in hierdie tyd wat kom drome te droom oor wat is U plan in die toekoms wat kom? Wat 'n verskil maak ons in hierdie dorp? Wat 'n verskil gaan ons maak in Onrus, in Vermont, in Sandpaai, Austin, Swelliesle, die land? Lief ons help, Here, om drome te droom. In Fisher Haven, Here, in hemel en aarde vallei, maar ook buite ons dorp, in hierdie land, oral waar ons bly. Kom gee U vir ons nuwe drome. Kom gee U vir ons visioene van wat U wil doen in ons tyd. Ons bid dat die Gees wat binne in ons bly, Here, dat U vir ons sal laat droom. Al kan ons al daai drome nie self waar maak, al moet die geslag na ons te doen. Dankie vir hierdie drome. Wil U vir ons laat droom in Jesus se naam. Amen.
Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied wat net sê dat die Here terugkom, dat hy regeer. Ons het gesê dat Jesus het opgevaar na die hemel, dat die Gees uitgestort. Hy sit aan die regterhand van die Vader, hy regeer en eendag kom hy weer terug en die Heilige Gees herinner ons heelpad. Jesus kom terug, maak gereed. Kom ons staan en ons sluit met hierdie mooi lied van Juanita Du Plessis. Dankie vir elkeen van julle wat vandag kom saam erediens hou het, die fees van Pinkstervier, die vreugde dat die Here gekom het en mag die Here vir ons regtig laat droom. Ons wil vandag weggaan met hierdie ding van gaan doen jou droom vir die Here. Kom ons sluit die oë. O Here, ons vra dat U vir ons drome gee oor U koninkryk, oor U plan met die wêreld. Drome gee ook vir die gemeente en vir elke ander gemeente wat hier verteenwoordig is, Here, dat ons sal drome droom en dit gaan doen vir U in Jesus se naam. Amen. Kom ons seën mekaar.